Ek wil vanoggend so in hierdie stemming na my boodskap toe draai, maar ek gaan nie by die hele boodskap stil staan nie. Ek wil egter net, miskien Martelies, kan jy sommer net aanhou speel. Die res van die worship team, julle is welkom om te gaan sit as julle wil. Ons is besig met hierdie reeks wat gaan oor drywe boer. In verlede week het ons gehoor hoe belangrik dit is om gesnoei te word. En miskien het jy dit deur hierdie week beleef. Hoe die Here besig is om aan jou te kom snoei, want in die skrifgedeelte sê hy, dis nie net belangrik dat jy gesnoei word om vrug te dra nie, dis juis wanneer ek jou nog verder gaan snoei, al dra jy vrug. En as jy die boodskap verlede week gemis het, gaan luister asseblief daarna, want ek dink dit gaan vir jou so mooi konteks gee, van vrae wat jy miskien in jou hart mag hê, oor hoekom jy deur sekere dinge gaan. Maar vandag se boodskap gaan oor Parstyd. En dit is so, ek weet nie of jy al ooit 'n druiwe korrel van 'n druiwe trossie afgehaal het, en dit lyk so mooi. En as jy hom in jou mond sit, jy hierdie verwagting, en as jy hom byt, dan is dit suur. Wat met jou gebeur? Ek is baie lief vir druiwe. Baie lief vir druiwe. Maar dan moet dit moet sappig en crunchy. En dit moet soms so 'n smaakontploffing in jou mond wees, die oomblik as jy in daai druif inbyt. Maar dan as jy daardie verwagting het en daai druif is suur, dan bederf dit alles. Dan los ek die druiwe net so. Wil ek nie eers verder van dit hê nie. En dit gaan nie altyd oor hoe mooi jou vrug lyk nie, want die vrug wat jy dra, kan dalk so mooi lyk. Maar die oomblik wanneer iemand na jou toe kom en hulle kom byt aan jou, soos hierdie plastiek druiwe. Dit is soos rubber. Hulle kan niks hiermee maak nie. Hier is geen voedingswaarde in hierdie druiwe nie. Dit lyk mooi. En ek kan dit vir jou aanbied. Maar ek beloof jou, dis waar die mooiheid stop. En is dit nie baie keer so van ons nie? Ons lyk so mooi en ons dra vrug. Maar wanneer hierdie vrug getoets word, dan skiet dit tekort. Ek kan hierdie druiwe druk, jy gaan niks uitkom nie. En die gedagte wat ek vandag vir jou wil los is wanneer ons gedruk word en wanneer die druif gepars word, dan is nie lekker vir die druif nie, want hy verloor wie hy is. Want hy lyk dan so mooi aan hierdie tros. En ek het gegroei. En ek is by hierdie plek waar dit aanloklik lyk vir almal rondom my. En dan word ek gepluk. En dan word ek gedruk. Maar eers wanneer jy gedruk word, dis wanneer dit wat binne-in is na vore kom. Die proses van druk bepaal nie wat binne in jou is nie. Luister mooi. Ons beleef baie keer druk in ons lewens en dan sê ons tree op 'n sekere manier as gevolg van die druk. En ek dink dis 'n maklike verskoning om te maak. Ek word gedruk en dan verloor ek my nie meer. Ek word gedruk, dan se kwaad. Ek word gedruk, dan is daar verwyte. Maar wanneer jy gedruk word, word dit wat alreeds binne in jou is, geopenbaar. So as daar bitterheid na vore kom, wanneer hierdie druif gedruk word, dan is dit met daar bitterheid alreeds binne-in is. En vandag is Pinkstersondag.
Ons dink terug aan die uitstorting van die Heilige Gees op elke liewe mens op aarde moontlik. En wanneer ons terugkom by die druiweboer en ons is ingeënt binne in die wynstok, dan is dit die krag van die wynstok wat deur die loot binne in die vrug ingaan. En daardie krag wat ons beleef, dit is die krag wat die vrug aanloklik maak. Dis die krag van die Heilige Gees. Daardie dynamiskrag wat binne in ons is. En daarmee saam God se karakter, wat die vrug van die Gees openbaar. Liefde, vrede, blydskap, goedheid, getrouheid, lankmoedigheid, sagmoedigheid, vriendelikheid, selfbeheersing. Daardie wonderlike goed. Dis wat moet uitkom wanneer ek en jy gedruk word. Want dit is die toets van die vrug. Matteus 12 vers 34 sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Nuwe Lewende Vertaling. Die ou vertaling sê, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Wanneer jy gedruk word, is wat alreeds binne in jou is, wat na vore kom. En my gebed vir jou is, dat wanneer daar druk is, dat jy die soetste geur na vore sal bring. Dat hierdie krag van die Heilige Gees is. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy binne in die wynstok ingeënt sal brei. Want wanneer daar vrug geëet word of gedruk word, dan moet daar weer nuwe vrug kom. Want ons word nie afgepluk en ons vrug word net een keer gebruik en dit is oor en dan oor nie. Nee, want môre het jy weer vrug nodig. Of vanaand het jy vrug nodig. Woensdag by daardie vergadering het jy vrug nodig. Wanneer iemand in jou vasry, het jy vrug nodig. Wanneer jy slegte nuus kry, het jy vrug nodig. Wanneer jy seer gemaak word, het jy vrug nodig. En Missionary familie, mag ons vol wees van die krag van die Heilige Gees. Dat wanneer jy gedruk word, dat dit die heerlikheid van die Here sal wees wat deur jou vloei. So ek wil gou net in hierdie oomblik prakties raak. Hoe doen ons dit? Eerstens, bid. Bid, bly bid, al voel jy swak. Die eerste ding wat gewoonlik by ons lewens verlore gaan, is die proses van gebed. Wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, dan voel ons, die Here is nie meer naby ons en dan hou ons op bid. En dan sit hierdie bose kringloop, ons voel die Here is nie naby nie, so ek bid nie. So ek voel hom nie, so ek bid nie. So ek voel hom nie, so ek bid nie. Hou aan met bid, sodat jy hom kan voel, sodat hy naby kan wees. Tweede ding wat ons moet doen is bly in die woord van die Here, al voel jy verdor. As jy die druiwe lank genoeg los, en dit word nie geëet nie, dan word hy 'n rosyntjie. Hy droog uit. Miskien voel dit vir jou dat daar's vrug wat in jou lewe was wat al uitgedroog het. Dis omdat jy nie ingeënt bly binne in die wynstok nie. Bly binne in die woord, dat die woord konstant jou lewe kan bou, jou kan voed, jou nuwe krag kan gee, jou kan bemoedig, vir jou raad kan gee, vir jou rigting kan gee. Dan bly verbind aan hierdie familie, aan hierdie kerk. Al voel jy wil onttrek. Al het iemand iets gedoen of jou gesê wat jou seer maak, bly verbind. En dis hier waar ons krag vind in mekaar, dis hier waar ons mekaar bystaan. Dis hier waar jy iemand het wat by jou kan inhaak en saam met jou kan stap, want jy voel jy nie meer die krag om dit alleen te kan doen nie. Bly betrokke, skakel in. En laastens, bly aanbid, of verstaan jy nie.
Bly in die teenwoordigheid van die Here, wanneer jy in jou motor ry, wanneer jy by die huis is, sit musiek op. Al is jy 'n stortsanger, wat glas breek as jy hard genoeg sing. Bly aanbid, bly op jou knieë, bly op daardie plek, waar ons sê, Here, ek het U nodig, ek kan nie sonder U nie. Ek vereer U, ek verhef U, Here, want U is groot. En dan die liefde is daar geen die bly aanbid, al verstaan jy nie hoekom jy deur sekere dinge gaan nie. Want al hierdie dinge maak seker dat jy ingeënt bly, dat die krag van die Heilige Gees van die wynstok af deur die loot in die vrug kan bly kom. Ek sê weer, dag word jou vrug gepluk, dit is dalk nie lekker nie. Maar die goeie nuus is, wanneer jy toelaat dat die krag van die Heilige Gees deur jou vloei, kan daar môre beter vrug wees. Jy hoef nie te sê, wel, ek is nog maar suur. Nee, jy kan môre soet wees. Ek is nog mos maar net 'n strydom. En al die strydoms voor my was so ek is ook nog maar net so. Nee, jy kan môre anders wees. Want die krag van die Heilige Gees maak dat daar nuwe vars vrug met al hierdie mooi kwaliteite in en deur jou lewe kan vloei. Hierdie onuitputbare bron wat ons vanoggend hier beleef het, is daardie krag van die Heilige Gees uitgestort op 'n skare mense wat gegaan het en die wêreld gaan verander het. Dis die geboorte van die heel eerste kerk, soos ons dit vandag ken. En ja, ek en jy is die kerk, die kerk is nie hierdie gebou nie, ons is die kerk. En waar ons gaan, dis waar kerk gaan. Ons kan nie hierdie gebou na jou werk van, na jou huis toe gaan, ons kan nie dit doen nie. Maar daar waar jy is, dis waar die kerk is. En dis waar die krag van die Heilige Gees deur jou wil vloei, sodat mense kan proe hoe lekker dit is. Proe hoe aangenaam die heerlikheid van die Here is. En dalk het jy net so 'n bietjie onttrek van hierdie bron af, sodat daar nie meer 'n konneksie is nie. Daardie krag is 24 uur van elke dag daar vir jou. Ek dink aan die skrif van Handelinge 2 vers 38 wat sê, bekeer julle, laat julle doop, en julle sal die gawe of die geskenk van die Heilige Gees ontvang. En daar wil ek vandag, terwyl ons so sit, vir jou weer 'n uitnodiging maak. Maar bietjie anders. Dit begin by bekering. Begin by daardie plek waar jy sê, Here, ek maak my hart vir U oop. Ek weet ek is op 'n verkeerde pad. Ek weet ek is 'n sondaar. Maar ek wil my saak met U regmaak. Here, ek het U nodig binne in my. Ek nooi U in my lewe in. En dan draai jy om van die rigting waarin jy op pad is om te stap, en jy bekeer jou en jy draai weg en jy stap in die nuwe rigting wat die Here vir jou gee. Jy draai weg van jou ou lewe af en jy stap na die Here toe. Bekering. Miskien sit jy vandag hier en jy sê, op hierdie Pinkster Sondag het ek nog nie my lewe vir die Here gegee nie. Of dalk het jy jou hart op vir die Here gegee, maar jy het nog nie by daardie stap van gehoorsaamheid uitgekom waar jy sê, Here, ek wil deur die doopwater gaan nie. Jy het vir ons 'n voorbeeld kom stel. Jy het vir ons gewys hoe belangrik dit is. Want net daar toe Jesus uit die water uitgekom het met die Heilige Gees in die vorm van soos 'n duivel kom neerdaal. En dit is net daar waar sy beproewing begin het. En dalk ervaar jy beproewing, maar jy het nog nie hierdie
stap van gehoorsaamheid geneem sodat jy in boldness kan opstaan en sê, die ou mens leef nie meer nie, maar daar's 'n nuwe mens wat lewe. Dan wil ek jou uitnooi, na afloop van die diens, skryf jou naam by die toonbank op, vir ons volgende doopdiens, die 7de Junie, so die doopklas die 4de Junie, kom vind uit, kom sê ja. Miskien is jy al gedoop, maar jy het nog nie hierdie gawe van die Heilige Gees ontvang nie. Ja, die Heilige Gees lewe binne in ons. Maar wanneer daar uitstort en 'n invulling van die Heilige Gees binne in jou plaasvind, dan verander daar iets hier binne in jou. Ja, spreuke in tale is een van die tekens dat jy gevul is met die Heilige Gees. Maar daar is soveel ander gawes. En as jy honger is daarvoor, om soos Paulus, net nadat Petrus hulle, net nadat hulle gedoop is met die Heilige Gees, deur strate stap en hulle skaduwee val op mense en daar word hulle genees. Mense wat duiwel besete is, kom in hulle teenwoordigheid en die Here maak hulle net daar vry. Dis daardie dynamiskrag van die Heilige Gees, wat in jou en in my lewe moet opereer, moet funksioneer. Dis daardie krag wat beskikbaar is vir elkeen van ons. En ons almal ervaar dit en beleef dit op verskillende maniere. Miskien het jy hier in die diens gesit en ons het gaan bid, en ewe skielik kom jy agter, jy is besig om die Here op 'n ander manier te aanbid, as jy dit nog ooit van tevore gedoen het. Ek weet van mense wat in hulle motors gery is en wat gevul is met die Heilige Gees. Van mense wat wakker geword het, en ewe skielik praat hulle in 'n taal wat hulle nie verstaan nie, terwyl hulle slaap. Elkeen beleef dit anders. Maar dan moet 'n honger in jou hart wees. Sê, Here, ek soek die volheid. Ek wil ingeënt bly, maar ek soek die krag van die Heilige Gees. Want dis wat ek en jy nodig het om 'n getuie te wees. Dis hoekom ons die Heilige Gees ontvang het, sodat ons kan getuies wees hier, maar ook by ons werksplek, en ook by die huis, en waar ook al ons kom, tot aan die uiterste van die aarde. Dis hoekom ons die Heilige Gees ontvang het. Nie net vir 'n hoendervleis ervaring nie. Nie net om goed te voel nie, maar om diensbaar te wees sodat ander die Here kan beleef. Dis hoekom ons die Heilige Gees in ons het. Dis hoekom ons vrug dra. Dis hoekom wanneer die vrug gedruk word, dat dit aanneemlik is en lekker is vir dit wat dit ervaar. So ek wil vir 'n laaste oomblik vra, dat daar waar jy sit, jy jou oë net sal toemaak. En ek wil 'n tweede uitnodiging maak. As jy vanoggend hier sit, en jy sê, ek het nog nie Jesus Christus in my hart nie. Ek ken hom nie. Weet van hom, maar ek ken hom nie. Wil ek jou vandag uitnooi. Kom ontmoet hom. En as dit jy is wat sê, ek het nog nie my hart vir die Here gegee nie, net waar jy sit, wil jy net jou hand opsteek, dat ek kan sien, of daar iemand is. Dan wil ek vir jou uitnodiging maak om te sê, as jy voel, jy is vandag verdor, verdroog, omdat die krag van die Heilige Gees nie deur jou vloei. Dan wil ek ook vra, daar waar jy sit, wil jy ook net jou hand opsteek, en net vir my wys. Sê, ek het nie nodig, dankie, ek sien daar die hand. Ek sien daar, ja. Dankie, ek sien jou. Dankie dat jy vanoggend die Here vertrou.
gaan vir ons 'n gebed doen. En ek wil vra, dat as jy vandag jou hand opgesteek het by, of om te sê, Here, ek wil my hart vir die Here gee, of om te sê, ek het meer van die Here nodig, ek is verdor, ek is uitgedroog. Ek is nie besig om vrug te dra in my lewe nie. Of die vrug wat ek dra, is nie regtig lekker nie. Dit is nie die vrug van die Heilige Gees, wat uitkom wanneer ek gedruk word nie. Dit is ander goed, lelike goed, seer goed, wat na vore kom. Dan wil ek jou vra, na afloop van hierdie diens, wil jy nie asseblief uitkom nie. Ek wil graag saam met jou hier voorbid. Jy kan ook, as jy jou hart vir die Here gegee het, kan jy die QR-code wat op die stoel voor jou is, kan jy skandeer met jou foon. Dan kan jy op ons Linktree ingaan, daar's 'n hoofie wat sê, ek het vandag besluit, ek het ja gesê vir Christus. Dan kan ons ook jou detail kry, om saam met jou op pad vorentoe te stap. Maar as jy hier is en jy het persoonlike gebed nodig, dan wil ek jou uitnooi. Matthys gaan binne 'n oomblik gaan hy hierdie diens vir ons afsluit. En dan wil ek jou vra, kom vorentoe. As jy sê, ek het die krag van die Heilige Gees in my lewe nodig, wil ek jou uitnooi, kom vorentoe. Al het jy net nou vorentoe gekom, en al het ons vir jou gebid, ek wil jou weer uitnooi. So ek gaan vir ons bid, ek wil die uitnodiging vir jou rig, en dan gaan Matthys vir ons die diens kom afsluit. Kom ons waag ons oor toe. Here, ons dankie dat ons op hierdie Pinkstersondag, die dag wat die wêreld kom verander het, ons harte net weer vir U kan oopmaak. Here, en as hier iemand is wat sê, ek ken U nie, ek stap nie op pad met U nie, ek is alleen, ek is eensaam. Ek het nog nooit die geleentheid gehad om my hart vir die Here oop te maak nie, dan bid ek, Here, dat elke persoon die vrymoedigheid sal hê om vorentoe te kom om te sê, hier is ek. Vandag is die eerste dag van die res van my lewe. En Here, dalk is hier iemand wat sê, ek is uitgedroog, ek is verdor, ek is sonder vrug. En die vrug wat ek wel dra, is nie lekker nie, Here. Mense kom eet aan my, maar dit is nie wat U wil hê nie. Die smaak is nie aanneemlik nie, dit is suur, dit is bitter. Dit is nie die vrug van die Heilige Gees nie. Bid ek, Here, dat elke persoon die oortuiging van hulle gemoed sal neem, om vorentoe te kom te sê, Here, ek soek 'n nuwe inspuiting, 'n nuwe invulling van U krag. Van daardie dynamies krag wat uitgestort was, en waar die wêreld verander is deur 'n groep mense wat die heerlikheid van die Here vir die eerste keer so beleef het. Sodat ons ook kan uitgaan en kan gaan bid en kan vertrou vir deurbrake in ander se lewens. Dankie, Here, maak nie saak hoe lank ons saam met U stap nie, hoe intiem ons U ken, daar's altyd nuwe dieptes in U wat ons kan ontdek. En mag ons U meer intiem leer ken, meer tyd in gebed spandeer, meer tyd in U woord spandeer, meer tyd saam met gelowiges spandeer, meer tyd in aanbidding spandeer, Here, sodat U krag in en deur ons kan vloei. En ek dank U daarvoor, in die kosbare naam van Jesus Christus. En almal sê,